Wel, welkom by hierdie diepteondersoek. Ons is regtig so bly jy het vandag by ons aangesluit vir 'n gesprek wat ek dink vir byna almal van ons geweldig relevant is. Ja, verseker. Dit is 'n groot een hierdie. Dit is. Kyk, ons missie vandag is om regtig sin te maak van daardie baie spesifieke oomblikke, wanneer jou brein net heeltemal oorloop van briljante idees. Jy ken daardie oomblikke, né? Jy bestuur dalk werk toe, die radio speel so sag in die agtergrond, of jy staan in die stort, en skielik het jy hierdie absolute helderheid. Daardie aha-oomblikke. Presies, daardie aha-oomblikke. Dalk gaan dit oor hoe jy jou lewe heeltemal wil verander, of jy dink skielik, "Sjoe, nou verstaan ek presies hoe die wet van aantrekking werk." Maar dan gebeur die lewe. Ja, jy stap by die kantoor in. Jy stap by die kantoor in, ja, jy gaan sit by jou lesenaar en jy voel onmiddellik te oorweldig om daai warbel van gedagtes werklik te struktureer. Die insig verdamp net. Dit voel amper asof dit soos water deur jou vingers glip. Weet jy, dit is so 'n universele frustrasie. Daardie oomblikke voel werklik of jy vir 'n sekonde agter die gordyn van jou eie lewe inkyk. Maar omdat daar net te veel inligting op een slag is, en omdat ons dikwels glad nie die regte gereedskap het om dit vas te pin nie, verloor ons dit. En dit is presies hoekom ons vandag 'n ongelooflike fascinerende stapel bronne voor ons het. Ons gaan leringe neem van bekende geestelike denkers soos Neville Goddard en Aaron Upke, en dan gaan ons dit heeltemal kruis met harde neurobiologie, die konsep van loslaat of oorgee, en selfs die letterlike wetenskap van waarom jy dinge op fisieke papier moet uitskryf. Daai cozy video oor papieraantekeninge, ja. Dit is 'n baie verrassende hoek. Dit is regtig. So goed, kom ons pak hierdie uit. Die groot vraag is, hoe oorbrug ons die gaping tussen ons eie fisiese senuwestelsel, die meer geestelike kuns van oorgee, en dan die vermoë om werklik die lewe te manifesteer wat ons wil hê? Want op die oog af klink dit na heeltemal verskillende wêrelde. Kyk, wat werklik fascinerend hier is dat wat ons in al hierdie bronne sien, is 'n herhalende patroon wat amper soos 'n absolute paradoks voel. Die vermoë om te manifesteer of beheer oor jou lewe te neem, begin ironies genoeg byna altyd deur eers daardie beheer te laat vaar. Ons gaan bietjie ondersoek hoe jou senuwestelsel agter die skerms jou realiteit dikteer en hoe jy letterlik jou eie verstand moet herprogrammeer. Dit is die perfekte vertrekpunt, want dit bring ons by die hele illusie van beheer. Ek wil sommer wegspring met 'n baie eerlike vraag uit een van ons bronne wat ons vandag net as Johan se notas sal verwys. Hy vra hierdie eenvoudige, maar swaar vraag. Waarom word ons so baie oggende wakker met daardie knoop van angs op die maag? Die oggendangs. Ja, daardie oggendangs. Hierdie notas verduidelik mooi dat chroniese angs nie net iets is wat jy in jou kop uitdink nie. Dit is 'n baie ou, diep gewortelde biologiese stelsel. Dis jou oerbrein wat oorneem. Ja, in die oertyd was dit daar om ons te red as 'n leeu ons in die bos jaag. Maar vandag kan die brein blykbaar nie die verskil onderskei tussen 'n werklike leeu wat vir jou kyk en die stres van 'n slegte e-pos van jou baas nie, of onsekerheid oor geld, of net daardie konstante gejaag van die moderne kultuur. Die brein sien net gevaar en dit aktiveer onmiddellik daardie biologiese veg, vlug of vriesreaksie. En dit sluit perfek aan by die werk van David Bayer wat ons in die bronne het. Hy koppel hierdie biologiese realiteit direk aan ons vermoë om suksesvol te wees. Hy verduidelik basies dat ons as mense tussen twee weergawes van onsself beweeg. Aan die een kant is daar die oerstaat, of wat hy die primal state noem. En aan die ander kant is daar die kragstaat, die powerful state. En wanneer ons in daardie primal state is, met die angs op die maag, dan is jou simpatiese senuwestelsel ten volle geaktiveer. En as dit gebeur, blokkeer jou brein letterlik jou toegang tot hoër funksies. Jou intuïsie, jou kreatiwiteit, jou liggaam dink hy moet letterlik veg vir oorlewing. So daar is glad nie krag oor om buite die boks te dink nie. Wag, so as ons net vir 'n oomblik stil staan hierby, weerspreek wat nie basies alles wat die moderne hustle-kultuur vir ons verkondig nie? Absoluut. Hemelsbreed. Ek meen, daar's hordes boeke en mense wat vir jou sê jy moet by die 5 uur in die oggend klap aansluit. Jy moet altyd net harder werk en jouself dwing. As ek baie nou reg verstaan, druk daardie tipe geforseerde gehaag jou dan mos net dieper en dieper in daardie oerstaat in.
Presies dit druk ons in 'n toestand van totale innerlike weerstand. Jy probeer jouself vorentoe dwing uit 'n plek van vrees, baie herinner ons baie duidelik daaraan dat ware sukses byna nooit die produk van brute krag is nie, dit is die produk van innerlike belyning. Daardie powerful state, nie net om dinge te probeer afdwing nie. En dit maak vir my soveel sin vir al ons Aaron Apka se leerstelling oor die ego hierby inbring. Apka sê dat die hele ego-struktuur basies daarop gebou is om ons in daardie primal state te hou. Hy verdeel dit in 3 baie spesifieke oortuigings wat die ego het. Die eerste is gebrek of lack. Ja, daar die diep gevoel van ek het nie genoeg nie. Ja, gekoppel aan daardie oorlewingsdrang in die wortelchakra. Dit is die gedagte wat sê ek is onvolledig. En sodra jy glo jy kom met skort, lei dit onmiddellik na sy tweede punt toe en dit is gehegtheid. Attachment. Ja, attachment. Die ego sê, as ek onvolkome is, dan moet my geluk tog sekerlik afhang van 'n eksterne uitkoms. Ek raak geheg daaraan. As ek net hierdie werk kry of as daardie persoon my net liefhet, sal ek uiteindelik goed voel. Wat ons natuurlik reguit by die derde en dalk die gevaarlikste oortuiging bring, beheer. Beheer, ja. Want dink daaroor, as my geluk 100% afhang van of ek daardie spesifieke werk kry, is dit lewensgevaarlik as ek nie in beheer is van die proses nie. Ja, want as jy die uitkoms verloor, verloor jy jou geluk. Presies. So as ek nie my uitkoms kry nie, glo die ego hy moet die lewe dwing. Akadol maak hierdie baie skerp punt dat verwagtinge eintlik die mees subtiele vorm van gehegtheid is. Sodra jy aanneem jy is in beheer, dat jy die beheerder is en dan gaan dinge verkeerd, dan skop daardie veg of vlug reaksie weer in. Sjoe, hier is waar dit werklik interessant raak. Ons sit hier met 'n groot probleem. Hoe kry ons as mense dan ooit wat ons in die lewe wil hê as ons dit nie moet forceer of beheer nie? Ek meen, moet ons net handdoek ingooi? Dit voel so, né? Maar dis hier waar David Bayer se terugwaartse wet inkom, the backwards law. Sy formule is eintlik bedrieglik eenvoudig. Begeerte plus nie weerstand is gelyk aan jou gewenste resultaat. Begeerte plus nie weerstand. Ja, dit beteken jy mag 'n begeerte hê. Jy mag groot dinge wil bereik. Maar die oomblik as jy daardie begeerte begin probeer beheer of met angs dryf, skep jy weerstand. Jy moet die begeerte hê sonder die weerstand. Kyk, dit klink wonderlik in teorie, maar daardie nie weerstand ding is tog verskriklik moeilik in die regte lewe. Wat beteken oorgee of loslaat regtig biologies? En hier diep ons bronne 'n baie spesifieke en byna ontstellende storie uit Johan se notas op wat dit vir ons perfek illustreer. Ja, daardie storie is aangrypend. Dit is werklik. Hy beskryf 'n situasie waar hy 'n lewensgevaarlike trauma beleef het. Hy is deur 3 mans aangeval en vasgekeer. Sy veg- of vlugstelsel het in oordryf gegaan, maar hy kon nie vlug nie en om te veg was net onmoontlik. Sy liggaam se opsies het totaal opgeraak. Wat biologies hier gebeur, en dit is waar die senuweestelsel inkom, word genoem 'n parasimpatiese override. Verduidelik dit bietjie vir ons. Wel in kort, wanneer die simpatiese senuweestelsel daardie veg- of vlugstelsel besef hy gaan die liggaam se energie heeltemal uitbrand sonder enige sukses, dan ruk die parasimpatiese stelsel die noodrem. Dit is 'n totale biologiese ineenstorting, 'n geforseerde oorgee, sodat die liggaam as dit ware kan oorleef deur heeltemal te vries en op te gee. Maar wat my fascineer is nie net die biologie nie, maar sy eie ervaring daarvan. Hy beskryf dat die oomblik toe sy senuweestelsel en sy ego absoluut niks meer gehad het om mee te veg of te beheer nie, het hy in hierdie totale oorgee-modus ingegaan, wat hy as 'n wit lig ervaar het, 'n ongelooflike diep geestelike oorgee. Dit is so 'n ekstreme voorbeeld, maar dit wys ons op 'n fundamentale vlak wat dit regtig beteken om los te laat as die beheerder, daardie ego wat alles wil dwing, heeltemal moet uittreë. En as ons daardie selfde beginsel net op ons gewone alledaagse lewe toepas, sonder die gevaar, bring dit ons by ware vertroue. Die bronne gebruik daardie mooi metafoor van die kind by die swembad. Ware vertroue is nie om die kant van die swembad te probeer beheer nie. Dit is soos 'n kind wat blindelings in hul pa se arms inspring. Hulle staan nie daar en ontleed die windspoed of wat ook al nie, hulle weet net. Ja, daar's geen mikrobestuur in daardie sprong nie.
En om dit nog meer prakties te maak, noem die bronne David Guillaume se storie oor sy ervaring in die eiendomsmark. Guillaume het hierdie spesifieke huis ontsettend graag begeer. Hy wou dit hê, maar hy het eerlik met homself geraak en besef hy tree heeltemal uit vrees op, daardie tekortkode. Hy wou dit beheer. Hy was in die oerstaat. Hy was in daardie primal state. So wat hy doen is, hy dwing homself om dit emosioneel volkome te laat gaan. En jy kan jouself nie flous hier nie. Hy moes die gehegtheid werklik verbreek. En die resultaat, daardie spesifieke huis was vir 4 volle jare op die mark. Niemand anders het dit gekoop nie. En uiteindelik, jare later, toe die tyd heeltemal reg was, het dit syne geword. Sjoe, 4 jaar is 'n lang tyd om te wag as jy in beheer wil wees. Die les hier is, as jy iets uit vrees vashou, smoor jy dit basies dood. En as ons praat oor vashou teenoor loslaat, moet ons die gesprek bietjie skuif na Neville Goddard se baie bekende beginsel. Sy groot ding is mos dat om te manifesteer, moet jy leef in die gevoel van die wens wat reeds vervul is. Dis presies wat Jan se notas weer vir ons insig gee, met daardie 2 identiteite binne in onsself. Aan die een kant is daar die beheerder, daardie bang ego, en aan die ander kant die dienskneg of die skepper. The creator. Ja, en wanneer jy in so 'n ware flow staat is, soos wanneer jy byvoorbeeld waarlik in diens van ander mense is en nie net oor jouself dink nie, dan verdwyn selftwyfel en angs heeltemal. Jy is heeltemal in die oomblik. Dit is wat baie die I am staat of divine will noem. Jy belyn jouself met die vloei van die lewe in plaas daarvan om daarteen te stoei. So wat beteken dit alles vir jou, die luisteraar in die doodgewone praktyk? Ons wil mos nie net hê dit moet 'n goeie teorie wees nie. Hier noem ons bronne weer vir David Bayer en sy tyd-aanreis-tegniek wat regtig briljant is in sy eenvoud. Ja, daardie 3 kolomme oefening. Kom ons stap gou daardeur. Sien nou maar jy wil 'n sekere uitkoms hê, nê? Jy skep 3 kolomme vir jou toekomstige self, maar spesifiek die persoon wat reeds daardie sukses behaal het. Wat sê kolom 1? Kolom 1 is, hoe sal daardie persoon vandag voel? As jy reeds jou droom bereik het, as jou wens vervul is, voel jy dalk veilig of oorvloedig of dalk net baie vrygewig. Reg. En dan kolom 2? Wat sal daardie persoon dink? Presies, daardie skuldvrye of suksesvolle weergawe van jou dink heeltemal verskillende gedagtes. Hulle dink nie, hoe gaan ek hierdie maand oorleef nie, hulle dink, hoe kan ek waarde toevoeg? En dit is die brug na die belangrikste een, die 3de kolom. Watter aksie sal hulle neem vandag? In plaas daarvan om uit daardie ou angs heel aans in die weerigtig op sosiale media te rol, sal die toekoms jy dalk besluit om net rustige koppie koffie saam met die gesin te drink en werklik teenwoordig te wees. Die sleutel is jy moet vandag daardie toekomstige persoon begin inoefen. Jy moet nie wag om eers die resultate te kry en dan eers so te begin optree nie. Absoluut. En hier is die ding, en ons het dit in die begin genoem, om al hierdie groot idees en identiteite te verwerk, terwyl jy dalk in die verkeer sit of besig is met huistaakies, dit is heeltemal oorweldigend vir die brein. Hoe keer ons dat hierdie konsepte van oorgee en I am state nie net en môre verdamp nie? En hier is waar die wetenskap van papier inkom. En dit klink dalk snaaks om papier hierby in te bring, maar die Koi video waarna ons bronne verwys sê dit so mooi. Hy haal David Allen aan, die bekende skrywer. David Allen sê, die brein is daar om idees te kry, nie om hulle vas te hou nie. So waar. Ons brein is 'n verskriklike swak harde skyf. Maar wat doen ons deesdae? Ons tik alles vinnig op ons fone, Apple Notes of ons los vir onsself stemboodskappe. En dis 'n groot probleem. Die video noem dit die illusie van vertrouendheid. As jy dinge net vinnig tik, dink jou brein onmiddellik, aha, ek het dit gestoor. Ek ken hierdie inligting. Maar jy ken dit eintlik glad nie. Glad nie. Jou brein prosesseer dit nie regtig op 'n diep vlak nie. Ek dink daardie voorbeeld van die mediese skrywer wat hulle in die notas noem, sla die spyker op die kop. Vertel 'n bietjie daardie storie. Ja, dis 'n fascinerende storie. So, daar was hierdie ou wat in 'n oor, neus en keelkliniek gewerk het. Sy enigste werk was as 'n mediese transkribeerder. Hy moes basies elke liewe woord wat die dokter vir die pasiënte sê, woord vir woord intik as rekords. Ure se mediese terminologie. Elke dag vir maande lank. Maar toe hulle hom op 'n kol vra of hy al baie mediese kennis opgetel het, het hy besef hy het absoluut niks geleer nie. Hy was nie eendag slimmer oor medisyne as die dag toe hy begin het nie. Waarom?
Want omvattende tikwerk, daardie vinnige meganiese aksie, verg geen diep denke nie. Dit slaan die kognitiewe prosessing oor. So dit raak letterlik 'n tipe van Dis net spiergeheue in die vingers. ja. Dit gaan reg deur jou brein tot in jou vingers sonder om vas te steek. En dis hoekom papier jou red. Papier en 'n pen dwing jou om fisies stadiger te raak. Jy kan nie so vinnig skryf soos jy dink of tik nie. Jou brein werk mos in elk geval nie soos 'n reeks netjiese liaseringskabinette nie. Dit werk baie meer soos 'n web van koneksies. 'n Netwerk van inligting, ja. Ja, 'n netwerk. En deur dinge met die hand uit te teken, kom ons sê jy maak 'n breinkaart of jy gebruik 'n visuele simbool, soos byvoorbeeld daardie visgraat raamwerk wat dokters soms in hospitale teken om vinnig 'n diagnose te struktureer. Of soos Alex Hormozy met sy bekende waardevergelyking. As jy dit doen, as jy teken en dink op papier, aktiveer jy iets wat hulle dual coding theory noem. Dis 'n baie kragtige konsep daardie dual coding, want jy kombineer taal of teks en visuele beelde. Jy gebruik letterlik 2 verskillende bane na jou geheue toe te gelykertyd. En dis in daardie stadigere proses, daardie wrywing van die pen op papier, waar die magie gebeur. Dit is presies hoe jy daardie warbelgedagtes oor die senuweestelsel Neville Goddard en loslaat, uiteindelik bymekaar bring in 'n kristalhelder raamwerk wat jy kan onthou en toepas. Wow. Kyk, ons tyd stap vinnig aan, so kom ons trek al hierdie drade mooi bymekaar. Wat ons vandag gesien het, is as jy jou realiteit wil verander, as jy wil manifesteer, dit begin heel eers by jou senuweestelsel. By die biologie. Ja, jy moet bewustelik wegbeweeg van daardie primal veg of vlug soeke na beheer. Jy moet leer om daardie noodrem te trek in 'n staat van totale oorgee en vertroue in te tree. Jy moet begin leef asof die wens reeds vervul is met daardie 3 kolomme. En heel laaste, as jy dit regtig deel van jou eie psiege en jou dag-tot-dag lewe wil maak, moet jy jou brein se krag op papier ontketen. Jy moet dit fisies uitteken sodat dit 'n tasbare vorm aanneem. As ons dit dan nou alles aan die groter prentjie koppel, vir jou wat luister, hier is iets om vanaand oor na te dink. As jy vanaand by jou lesenaar of kombuistafel gaan sit, net jy en 'n skoon vel papier om jou toekomstige self se gedagtes, emosies en aksies uit te stippel. Wat is die heel eerste visuele simbool wat jy bo aan daardie bladsy sou teken? Een prentjie of patroon om die identiteit voor te stel waarin jy môreoggend gaan ontwaak. Sjoe, dit is 'n ongelooflike kragtige vraag om as 'n gedagte agter te laat. Wat teken jy heel eerste? Vriende, baie dankie dat julle deel was van ons verkenning vandag. Ons hoop regtig jy vind daardie simbool op jou papier en dat jy van daar af baie makliker in jou eie flow staat kan inbeweeg, vry van daardie illusie van beheer. Lekker ding daaroor en tot volgende keer.